maak ons oë toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Ja, Here, U is die driemaal heilige God. En Here, saam met die engele wil ons ook uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Here, ons dankie dat ons U dan ook kan aanbid as ons God, dat ons U kinders kan wees. En Here, wanneer ons U grootheid, U almag, U heiligheid besef, en ons weeg dit op teenoor ons swakheid, ons nietigheid en ons sondigheid, dan kan ons maar net saam met die psalmdigter van Psalm 8 die vraag vra, wat is die mens dat U aan hom dink, dat U hom besoek, dat U moeite doen met hom, en hom ook gebruik om oor die skepping te regeer, dat U ook met elkeen van ons 'n doel en 'n plan het in die groot verlossingsplan. En Here, in ons sondigheid en in ons swakheid en in ons beperktheid kan ons dit nie begryp nie, maar Here, die wete daarvan dring ons tot 'n begeerte om U te loof en te prys en te aanbid, om tot eer van U naam te leef. En Here, daarom wil ons ook vanmôre weer vra, werk met die Heilige Gees in ons harte en deur ons verstand, gee vir ons die nodige kennis, die insig, die wysheid en die verstand, dat ons dan ook sal hoor wat U vir ons wil sê, en dat ons ook daardie begeerte wat ons het om U in alles te loof en te prys en te eer, dat ons ook weer vanmôre sal hoor hoekom en hoe ons dit ook kan doen, sodat ons daardeur ook die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom aan U kan bring. En daarom vra ons ook vanmôre, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister, en ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, ek lees vir ons Psalm 99. Psalm 99 se opskrif sê, 'n Psalm tot eer van die driemaal heilige. En ons lees hier van vers 1 af. Die Here is koning, laat die volke bewe. Hy troon op die gerubs, laat die aarde sidder. Die Here is groot in Sion, en verhewe is hy bo al die volke. Laat hulle U groote en gedigte naam loof. Heilig is hy. Ook die sterkte van die koning wat die reg liefhet. U het bevestig wat regverdig is. U het reg en geregtigheid gedoen in Jakob. Verhef die Here onse God en buig julle neer voor die voetbank van sy voete. Heilig is hy. Moses en Aaron was onder sy priesters en Samuel onder die aanroepers van sy naam. Hulle het die Here aangeroep en hy het hulle verhoor. In die wolkkolom het hy met hulle gespreek. Hulle het sy getuienisse onderhou en die insettinge wat hy hulle gegee het. O Here onse God, U het hulle verhoor. U was vir hulle 'n vergewende God en een wat wraak oefen oor hulle dade. Verhef die Here onse God en buig julle neer voor sy heilige berg, want heilig is die Here onse God. Ek wil vir ons 2 verse hier uitlig as teksverse, en dit is die eerste en die laaste verse, vers 1 en 9. Ons lees weer hier in vers 1, en dit is die groot tema van hierdie reeks, is die eerste 4 woorde. Die Here is koning, laat die volke bewe. Hy troon op die gerubs, laat die aarde sidder. En dan vers 9. Verhef die Here onse God en buig julle neer voor sy heilige berg, want heilig is die Here onse God. Want heilig is die Here onse God. Nou hierdie Psalm se opskrif sê 'n Psalm tot eer van die driemaal heilige. En in 'n sekere sin sou mens weer kon sê dat hierdie Psalm word in 3 gedeeltes opgedeel en wys vir ons 3 keer ook
hoekom God heilig is, en ons sien dit in vers 3 kry ons die eerste keer waar daar vir ons gesê word, laat hulle u groote en gedigte naam loof, heilig is hy. En miskien sou ons kon sê, Psalm 3 is die afsluiting van die eerste 3 verse. Alles wat vir ons hier gesê word, aan die einde daarvan word gesê, heilig is hy. En dan die volgende keer is daar in vers 5. Aan die einde van vers 5 lees ons dit weer, verhef die Here onse God en buig julle neer voor die voetbank van sy voete, heilig is hy. So miskien sou ons kan sê, die tweede gedeelte is vers 4 en ook vers 5. En dan word daar weer aan die afsluiting daarvan vir ons gesê, heilig is die Here. En dan natuurlik ons teksvers aan die einde van vers 9, want van vers 6 af, dan word daar spesifiek vir ons gewys, en ons sal nou daarna kyk vers vir vers ook, van vers 6 af tot aan die einde word spesifiek vir ons gewys dat God is ook 'n heilige God, want hy het 'n intieme verhouding met ons, hy verhoor ons, hy gee vir ons rigting, hy lei ons. En dan aan die einde wil ek amper sê, word dit in die oortreffende trap vir ons gewys. Nie net heilig is hy nie, maar daar word vir ons gesê, want heilig is die Here onse God. So heilig, 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 3 keer word dit hier vir ons gesê. En hierdie is weer een soos die ander psalms wat ons tot hier gesien het in hierdie reeks van Psalm 93, 94, of 93, 95, 96, 97, 98 en nou 99, is weer eens 'n oproep om God te loof en te prys, omdat hy die koning is. Hier word vir ons verdere redes gegee, en ek wil amper sê, ons kan dit so half so strappe sien wat opklim, in 'n sekere sin na die hemel toe, en hierdie is net die volgende trappie wat ons gee, om te sê, hier wys ons weer, of hier wys die psalmdigter, en God vir ons weer uit sy woord uit, hoekom hy die koning van die konings is, en hoekom daar vir ons rede is, om hom te loof en te prys. En in 'n sekere sin, dink ek, in hierdie psalm, en ek gaan dit vanmôre probeer wys, word daar vir ons in elke vers gewys, hoekom daar vir ons rede is, om God te loof en te prys as ons koning, en as die koning van die konings, en hier ook met die klem op die 3 maal heilige. Nou kom ons begin by vers 1, ek wil dit so vers vir vers vir ons wys. Vers 1 begin weer en sê vir ons, God is koning van die volke. So, en ek wil dit so wys, hier word vir ons 3 maal gewys, kom ek wys dit eers, daar word eers vir ons in vers 1 gesê, God is koning van die volke, dan word daar vir ons gesê, God is koning wat oor die gerubs is, en dan uiteindelik, God is ook koning van die aarde. So hier word vir ons 3 keer, koning van die volke, koning van die engele eintlik, en koning van die aarde. So as ons dit van nader bekyk, dan besef ons, God is die verbondsgod, hy is koning van die volke. Ons kan nou sê, God is koning van die aarde, en God is koning van die volke, klink so half amper dieselfde, maar wanneer hier gesê word, in die eerste vers, as ons dit hier lees, die Here is koning, laat die volke bewe. Nou, dan kan daar uiteindelik gesê word, dit verwys spesifiek daarna, dat God is die getroue verbondsgod, en sy oorspronklike verlossingsplan, wat hy met Abraham begin het, dat Abraham 'n seun sal wees vir al die nasies. Dit word uitgevoer deur hierdie getroue verbondsgod, sy groot reddingsplan, of sy verlossingsplan met die wêreld, dit word getrou uitgevoer, en dit is hoekom Johannes in die Nuwe Testament in Johannes 3 vers 16 kan skryf, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dis vir ons rede om God te loof en te prys, want hy is koning van die volke. Dit beteken dat hy is getrou, ons kan op hom vertrou. En dan gaan dit 'n stapie verder en sê verder, hy troon bo die gerubs. Nou die gerubs is natuurlik 'n deel van die engele, daar's verskillende engele, ek wil nou nie vanmôre in diepte daarop ingaan nie, maar wat dit hier vir ons sê, is hy is nie net die getroue verbondsgod van die aarde wat getrou bly en sy verbond hou, sy beloftes hou nie, maar hy is ook die God van die hemele, van die onsienlike ryk wat ons nie kan verstaan nie, waar die engele is, en hy word beskryf in die Ou Testament as die God van die leerskare, en hierdie leerskare is hierdie weermag van engele wat hom gehoorsaam is. So hy is nie net die God van die aarde en die geskape dinge hier nie, maar hy is werklik die God van alle dinge, ook van die engele. Hulle is aan hom gehoorsaam
en hy troon bo hulle. Dis uiteindelik wat hierdie vers vir ons sê, hy troon bo die gerubs. Hulle aanbid hom ook, en daarom moet ons hom ook aanbid. En dan die derde ding weer, dan word daar vir ons gesê, die aarde sidder. Nou, sidder en bewe is hier in 'n sekere sin sinonieme. So sidder beteken weer eens, dis maar net 'n ouer woord om te sê, dis 'n absolute vrees wat die aarde uiteindelik voor God is. Hulle bewe ook soos wat die volke bewe, en soos wat ons behoort te bewe, omdat God 'n groot en almagtige God is. Hy is die skepper uiteindelik van alle dinge. Maar dit gaan ook oor meer as dit. Dit gaan nie net daaroor dat ons moet bewe voor God nie, maar daar is ook vir ons hoop. En as ons dan vra, hoekom is daar ook hoop? Dan gee vers 2 in die verdere verse van hierdie Psalm, gee nie net vir ons nog rede vir hoekom God die koning van die konings is nie, maar ook rede hoekom daar hoop is. So kom ons kom by vers 2. So vers 2 sê vir ons, dat die Here is groot in Sion en verhewe bo al die volke. So weer eens kry ons hier die gedagte van God is bo alles, hy is bo die volke, hy is die een wat die volke red, maar ek wil die fokus hier sit op Sion weer. God is die Here en hy is verhewe, of hy is groot in Sion en verhewe bo die volke. As hier gepraat word van Sion, dan sou die oorspronklike hoorders en ons vandag behoort ook die lyn te trek, moet onmiddellik dink aan Jerusalem, Sionsberg, daar waar die tempel bo op die Sionsberg in die stad Jerusalem uiteindelik gebou is, en waar God teenwoordig was in die tempel, daar in die allerheiligste vertrek, bo uiteindelik die ark van die verbond met die 10 gebooie wat daar binne was. Maar hier word verwys nie net na dit nie, maar na veel meer as dit ook. Hier word ook in hierdie Psalm verwys natuurlik na die hemelse Jerusalem, na die hemelse Sion, en Sion uiteindelik hier wat metafoor of symbool is van God se troon waarop hy sit. In Hebreërs 12 vers 22 tot 24 skryf die Hebreërs skrywer byvoorbeeld, maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Nou dit is belangrik wanneer ons dink aan God wat groot is in Sion, en ons het nou vir mekaar gesê, dit is nie net ons wat moet terugdink aan die tempel waar Jesus of God teenwoordig was in die allerheiligste vertrek nie, maar nou vir ons vandag in die besonder dink ons aan die hemelse Jerusalem, die hemelse Sion wat God se troon is. As ons dit wil verstaan, dan moet ons terug in die Ou Testament begin by 'n ander berg wat nie Sion is nie, maar Sinai is. Ons moet by Sinai begin en ons moet verstaan dat juis hier in die tempel was God se teenwoordigheid in die vorm van die wolk in die allerheiligste vertrek bo die verbondsark met die 10 gebooie wat daar binne is. So in 'n sekere sin is dit waar God se teenwoordigheid die sterkste was. En in die Ou Testament op die berg Sinai, maar nie Sion nie, gee God uiteindelik die 10 gebooie. Dis die stipulasies, die wette van die ou verbond. Ons kan dit uiteindelik so sien. Maar wat ons vir mekaar moet sê is, ons kan nie daai wette, die 10 gebooie onderhou nie. En daarom, dis belangrik, daarom moes Jesus Christus aarde toe kom. Daarom moes Jesus kom en in ons plek die perfekte, sondelose lewens kom leef. Maar hy moes nie net die perfekte lewe namens ons kom leef sodat hy ons regverdig kon maak voor God nie, maar hy moes ook as ons hoëpriester homself aan die kruis vir ons kom offer in ons plek om die straf en die toorn en die godsverlatendheid wat ons sonde verdien uiteindelik op hom te neem, sodat hy ons regverdig kan maak voor God en sodat ons uiteindelik nou uitgenooi kan word. Nie na Sinai toe nie, maar uiteindelik na die nuwe verbond toe, na die stad van die nuwe verbond en die plek van die nuwe verbond, en dit is die troon van God, Sion, die hemelse Jerusalem, sodat ons uiteindelik daarna toe uitgenooi kan word, omdat ons straf weggeneem is.
Nou kan ons, die voorhangsel is geskeur van bo af middel deur. Nou kan ons tot God nader, ons kan direk tot God bid, en ons sal sien in hierdie Psalm nou verder ook, hy verhoor ons gebede, hy gee antwoord. En dit is uiteindelik die wonderlike van wat in hierdie Psalm gebeur, en daarom behoort ons om te loof en om te prys en om te aanbid, maar ons moet ook raak sien, dat hierdie is weer eens vir ons 'n oproep. Kom kerk toe, ons gaan sien, daar word ook gepraat van die voetbank van sy voete, wat simbool is van die tempel en van die kerk en van die verbondsark. Dis waar ons begin. Nou word ons opgeroep, kom val voor my neer, kom aanbid my, want ek het julle vrygekoop, julle het nie meer skuld nie, ek het julle skuld aan die kruis betaal toe ek myself geoffer het, vir ons as Nuwe Testamentiese Christene. Ons kan dit vandag weet, en dit is daai wonderlike voorreg. So dan kan ek met hierdie vers afsluit en ek kan sê, daarom is daar vir ons rede om saam met die volke uiteindelik vir God te loof en te prys, want ons is deel van daardie volke. Daarom is daar vir ons rede om die Here te loof en te prys, want hy is groot in Sion, en as hy groot in Sion is, dan weet ons, hy sit op sy troon. Dit beteken hy het die sonde verslaan, hy het die dood verslaan, en hy het opgevaar na die hemel toe, en hy het sy troon bestyg met hemelvaart, en nou regeer hy goed en reg oor ons, en daarom is daar vir ons rede om hom te loof en te prys, en daar is ook die uitnodiging, kom op na my troon toe, kom aanbid my, kom loof en prys my. Vir ons vandag is dit sinoniem met die oproep, kom kerk toe, kom wees deel van my gemeente. Dis die mooi wat vir ons hier gesê word. Ons het in Hebreërs 12 het ons gelees, dat daar word vir ons gesê, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskryf is. En ons name is in die boek van die lewe opgeskryf, as ons deur die geloof wat die Heilige Gees in ons harte werk en God uiteindelik glo. Dan kom ons by die 3de vers, en dis die eerste keer wat daar vir ons gesê word, dat die Here is heilig in hierdie Psalm. So laat hulle u groote en gedigte naam loof, heilig is hy. So hier gaan dit weer oor God se naam is groot en gedig. So God het vir Abraham gesê daar in Genesis 12, ek sal jou naam groot maak. Hoekom is Abraham se naam groot? Omdat God sy naam op Abraham gesit het, omdat Abraham uiteindelik die oorspronklike beeld was, die beelddraer van die groot en getroue verbondsgod, en dit het later Israel geword, en Nuwe Testamenties is dit elke Christen. In Openbaring word daar vir ons gesê, dat God se naam staan op ons voorhoofde geskryf, omdat ons aan hom behoort, en daarom is God se naam groot, en kan ons God se naam ook uiteindelik groot maak. Sy naam is gedig, want hy is die koning van die konings, maar hy is iets meer ook hier. Hier hoor ons vir die eerste keer dat ons opgeroep word om uiteindelik te besef dat God is heilig, en om hom te loof uiteindelik as heilig. En daarom wil ek net so iets sê oor heilig. Ons hoor baie keer die woord heilig, maar wat beteken dit om werklik heilig te wees, of om heilig te leef? Want ons word opgeroep. God sê daar in die Ou Testament, in Levitikus 11, vers 44 en 45, onder andere sê hy, wees heilig, want ek is heilig. En Petrus skryf dit in die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament, in 1 Petrus 1, verse 15 en 16, lees ons dat Petrus skryf, maar soos hy, met ander woorde God, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in jou hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En ons weet, een van die stappe, daai 8 stappe van die heilsorde, is dat die Heilige Gees ons heilig maak. Maar wat beteken dit om heilig te wees? Nou die Oud-testamentiese woord, die Hebreëse woord is kodesh, en heilig beteken om afgesonder te wees, eenkant te wees, anders te wees, spesiaal te wees. Met ander woorde, ons sonder onsself af as kinders van God, ons stel onsself eenkant. Dit beteken nie ons onttrek onsself uit die wêreld uit nie, maar dit beteken wanneer mense ons in die wêreld raak sien, dan sien hulle, ons is afgesonder, ons is eenkant, ons is nie saam met die wêreld en die wêreldse dinge besig met die wêreldse goed en sonde teen God nie, maar ons is anders, ons is spesiaal. Dis waarvoor Abraham en later Israel geroep was, nie om hulle self te onttrek uit die wêreld uit nie, maar om in die wêreld
afgesonder, anders en spesiaal te wees, God se beelddraers te wees in die wêreld. En dis uiteindelik wat dit beteken om heilig te wees, om spesiaal vir God te wees, om sy beelddraers te wys, om iets van wie God is uiteindelik te weerstraal of te weerspieël in die wêreld waarin ons leef. En daarom word ons geroep om ook heilig te wees. En dis nie iets wat op een slag gebeur nie. Dis 'n voortdurende proses. Dis 'n almekaar proses gewerk deur die Heilige Gees en deur dissipline wat hy ook vir my gee om almekaar na myself te kyk en te sê, lyk ek soos die wêreld of lyk ek soos 'n kind van God? En as ek sê ek lyk nog soos die wêreld en ek doen nog die dinge van die wêreld, dan moet ek myself eintlik berisp en ek moet sê nee, ek moet myself oefen en ek moet myself kastei en ek moet meer heilig word, meer en meer die voorbeeld van Jesus Christus word, meer en meer dankbaar word, meer en meer in alles wat ek doen, God se hand sien, om loof en om prys, selfs in die moeilike omstandighede wat uiteindelik oor my lewe kan kom. So God is die driemaal heilige God en daar's baie voorbeelde wat mens daarvan kan sien, maar soos ek sê in hierdie Psalm word vir ons 3 keer gesê God is heilig. Nou ons weet daar's God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. God is ook koning, priester en profeet, die koning van die konings, ons hoëpriester en die groot profeet wat gekom het. Hy is ook die skepper, ons verlosser en ons heiligmaker. En so kan ons uiteindelik aangaan. Daar's baie van hierdie 3 delings. God is 'n driemaal heilige God. En 3 is natuurlik die getal van volheid. Dis hoekom Jesus Christus was vir 3 dae in die graf uiteindelik voor hy opgestaan het. So 3 is daai getal van volmaaktheid en perfektheid. Maar weer eens word ons opgeroep om uiteindelik ook heilig te wees omdat God heilig is. En daarom, omdat die Heilige Gees dit ook vir ons moontlik maak om heilig te kan wees, omdat hy die heiligmaking en al die ander 8 stappe van die heilsorde waaronder die geloof ook is in ons harte werk sodat ons vir God kan ken, dan is daar weer eens rede om God te erken as die koning van die konings en om uiteindelik te loof en te prys. En dan kom ons by vers 4. In vers 4 sien ons dan weer eens dat vers 4 sê ook die sterkte van die koning wat die reg lief het. U het bevestig wat regverdig is. U het reg en geregtigheid gedoen in Jakob. En hierdie laaste gedeelte is belangrik. U het reg en geregtigheid gedoen in Jakob. So hoekom moet God geloof en geprys word? Eerstens, soos wat ons al in hierdie reeks van die psalms nou gehoor het, omdat God is die regverdige koning, hy is die regverdige regter en ons wil hê reg en geregtigheid moet geskied, want ons wil hê die onreg moet gestraf word, dit is 'n goeie ding. Daarom moet God geloof en geprys word, maar ook meer as dit, ons moet besef, ons is maar net soos Jakob. Wie was Jakob gewees? Hier word gesê dat U het reg en geregtigheid vir Jakob gedoen of in Jakob gedoen. Wie was Jakob gewees? Ja, Jakob word gesien as een van die aardsvaders, Abraham, Isak en Jakob. Hy is die vader van die 12 stamme van Israel. Sy kinders het die name van die 12 stamme gekry. Hulle is die oorspronklike stamvaders. Maar wie is Jakob eintlik? Hy is die hakskeen-gryper wat toe Esau gebore is, sy broer probeer terugtrek het, wil ek amper sê, en gesê het, kom hier, ek wil eerste gebore word. Hy is die bedrieër. Hy is die een wat sy broer verkil het uit sy eerstgeboorte regheid, wat hom bedrieg het en sy seun gesteel het. Dis wie Jakob is. En daarom is dit nie Jakob wat regverdig is nie, maar dit is hoekom ons hier spesifiek ook gelees het, dat U is die ene. U het reg en geregtigheid gedoen in Jakob. So dis nie Jakob wat dit verdien nie, net so is ons ook. Ons is ook in sonde ontvang en gebore. Daarom is dit belangrik dat ons dit ook sal verstaan, dat dis nie ons wat reg en geregtigheid kan doen nie. Ons is swak, nietig en sondig, soos ek sê, in sonde ontvang en gebore, en daarom moes Jesus ook as 'n babietjie gebore word, om van geboorte af uiteindelik 'n sondelose lewe in ons plek te kom leef. Maar U is die een, God is die een wat vir Jakob nie net regverdig gemaak het nie, maar wat ook reg deur hom gedoen het. Op ons eie is ons tot niks goed in staat nie, is ons beste werke uiteindelik met sonde bevlek, maar deur die genade van God, deur God wat ook deur ons werk, soos wat hy in Jakob, in en deur,
Jakob ook gewerk het, so maak hy ons ook geregtig en gebruik hy ons ook as instrumente van geregtigheid in hierdie wêreld waar ons uiteindelik dan ook wil gebruik om sy geregtigheid, sy heiligheid uiteindelik te weerspieël, uit te straal aan die wêreld uiteindelik waar ons in leef. En daarom weer eens, omdat dit nie ons is nie, maar hy is, daarom is daar vir ons rede om hom te loof en te prys, omdat hy die een is wat ons regverdig gemaak het voor God, deur ons geregtigheid te word, deur in ons plek aan die kruis te kom sterf, deur ons afgewas het, ons sondes af te was met sy bloed, sodat ons skoon en geregtig voor God kan staan, weer eens, sodat ons kan toetree tot hierdie heilige God, sodat sy heiligheid en sy heerlikheid ons nie meer sal verteer nie, maar sodat ons ook regverdig voor hom kan staan, en daarom is daar vir ons rede om hom te erken as die koning van die konings, en hom uiteindelik te loof en te prys met alles wat ons het, en alles wat ons is. En dan kom ons by vers 5, in vers 5 word weer vir ons gesê, dat God heilig is vir die tweede keer, en soos ek sê, vers 4 en 5 loop saam, en hier word het vir ons gesê, verhef die Here onse God, en buig julle neer voor die voetbank van sy voete, heilig is hy. Nou ek kon net hier die woordjie verhef, so vinnig verduidelik, of 'n ander woord vir hom gee. Dis miskien 'n ouer woord wat ons nie verstaan nie, maar verhef beteken om op te lig, in 'n sekere sin. Maar in die nuwe vertaling, in die 2020 vertaling, word verhef doeteenvoudig vertaal met verheerlik die Here. Want dis nog 'n manier, hoe kan ons God groot maak, om oplig, verheerlik hom, verhef hom. So dis 'n ander woord vir verhef. Maar dan weer eens is dit belangrik dat ons dit hier sal raak sien in vers 5. Vers 5 sê, kom na die voetbank toe. Die voetbank is hier weer metafoor of simbool van die tempel, en spesifiek ook van die ark van die verbond. Hoekom kan ons nou tot die tempel nader? Hoekom kan ons nou daai allerheiligste vertrek uiteindelik binne gaan? En hoekom is dit nou 'n oproep vir ons? Uiteindelik omdat dit wat ek in vers 4 gesê het, soos ek gesê het, vers 4 en 5 loop saam, omdat Jesus uiteindelik vir ons kom sterf het, omdat hy vir ons oorwin het, omdat daai middelmuur, daai voorhangsel uiteindelik van bo af geskeur het, en nou nie meer skeiding is tussen ons en God nie. Daarom uiteindelik kan ons nou direk tot God nader. Hy het dit vir ons moontlik gemaak. En dan weer eens wil ek maar net sê, daarom uiteindelik is daar vir ons rede om God te loof en te prys, en om ook deur ons loof en prys, want deel daarvan om God te loof en te prys is om gehoorsaam te wees. En hier word ons weer opgeroep om uiteindelik kerk toe te kom na die voetbank toe. Dis wat in 'n sekere sin hier gesê het, verhef die Here onse God en buig julle neer voor die voetbank van sy voete. So die voetbank hier is weer 'n simbool van die tempel, van die ark van die verbond. So vir ons as Nuwe Testamentiese Christene, die kerk. So kom na die kerk toe, kom loof en prys en aanbid God, ook deur die gehoorsaamheid, om die opdrag om kerk toe te kom, soos wat Hebreërs 10 vers 25 het ook vir ons sê, moenie die onderlinge byeenkoms verontagsaam nie. Deur dit te gehoorsaam is ons ook besig om God te loof en te prys en te eer. Dan kom ons by vers 6, en vers 6 tot 9 is die laaste gedeelte, en ek het gesê, in hierdie verse word vir ons spesifiek gewys dat God 'n intieme persoonlike verhouding met elkeen van ons ook het, dat hy nie soos die ander gode wat eintlik nie bestaan nie, soos Allah en soos Boeddha of wie ook al gode is wat daar een kant sit en niks met die mens te doen het, wat maar net kyk wat hier gebeur hieronder nie, maar hy is 'n persoonlike God, hy het aarde toe gekom, hy verhoor ons gebede, hy het 'n intieme verhouding met ons, hy woon in elkeen van ons harte, hy het ons kon verlos van ons sonde. Dis wat uiteindelik vir ons in hierdie verse gewys word. Nou kom ons begin by vers 6. Vers 6 wys vir ons dat daar uiteindelik 3 prominente figure, Oud-testamentiese in die geskiedenis is, en ons moet onthou, hierdie psalm is ook 'n Oud-testamentiese psalm, so dit gee vir ons 'n aanduiding van wanneer hierdie psalm daar kon geskryf kon geword het, na die tyd van Samuel, so na die tyd toe Samuel geleef het, want hierdie psalm weet van Moses en Aaron, en uiteindelik van Samuel, so weer eens die getal 3, God is 'n 3-maal heilige God, hier word vir ons op 3 figure gewys, wat die volk in daardie tyd baie goed uiteindelik sou geken het, en hierdie mense was elke keer mense wat namens God ingetree het, en wat
by God ingetree het vir die volk, wat werk gedoen het namens God, wat uiteindelik middelaar was. So hulle is tipes van Christus in 'n sekere sin. En dit is ook belangrik, maar wanneer ons hier ook kyk na hierdie figure, dan is dit belangrik dat ons sal sien, God gebruik hulle om vir ons te wys, hy het nog altyd met die mens gewerk. Ja, hy is 'n heilige God en ons is sondig, en daar by Sinaï met Moses en met Aaron, was die volk te bang om na die berg toe te kom, want hulle het besef hoe groot en heilig God is, en hulle was bevrees vir hom gewees, hulle het gesidder en gebewe, maar God gebruik mense, hy gebruik middelaars, en so was Jesus Christus die grootste middelaar wat uiteindelik ooit na ons toe gestuur is. Maar as mens ook gaan kyk na hierdie drie mense, en soos ek gesê het, hulle is tipes van Christus, met ander woorde, hulle wys iets van Christus, maar hulle is nie daai volmaakte beeld, die volmaakte Christus nie, maar hulle wys heen na hom. Dan kan ons ook iets sien uit wie hulle is. Nou Moses en Aaron, in 'n sekere sin wanneer ons na hulle kyk, dan sien ons hulle vervul die rol, eintlik albei van hulle in 'n sekere sin, van beide profeet en ook priester. Maar as mense dit nou so 'n bietjie fyner gaan indeel, dan is dit in 'n sekere sin Moses wat uiteindelik die rol van profeet speel, meer as van priester, alhoewel hy beide hierdie rolle speel, maar Aaron wat meer, en uiteindelik word die Lewiete is die kinders van van Aaron, die verdere Lewitiese lyn volg uit Abraham uit. So in 'n sekere sin kan ons sien dat Moses verteenwoordig hierdie profeet en Aaron uiteindelik die priester. En dan kom ons by Samuel. Samuel in die besonder is weer 'n figuur wat hy verteenwoordig nie net profeet en priester nie, maar in 'n sekere sin ook die regter, die koning. So hy vervul in 'n sekere sin al drie hierdie. Hy is nie net profeet wat met die volk praat nie, maar hy is letterlik ook een van die priesters in die tempel, en hy het ook later, in 'n sekere sin, alhoewel hy nie die eerste koning van Israel is nie, het baie sien hom as die figuur wat eintlik al voor Saul gekom het, wat die eerste koning van Israel was, soort van die eerste koning, die eerste regter was. Hy het ook reg uitsprake en goed gegee oor die volk Israel. So in 'n sekere sin sou ons kon sê, as ons na hierdie drie figure kyk, Moses verteenwoordig die profeet, Samuel die priester, Aaron die priester en Samuel uiteindelik die koning, die regter. Maar dit wys vir ons heen op hierdie driedeling van God. Hoekom is God 'n driemaal heilige God? Want hy is koning, priester en profeet. En wat gebeur in die Nuwe Testament? Openbaring 1 wys dit vir ons so mooi, daarvan vers 5 tot 7 af sê, hy maak ons konings en priesters vir sy God en Vader, en profete ook. So ons word ook gemaak deur die inwoning van die Heilige Gees, konings, priesters en profete, wat dis die groot koning, priester en profeet uiteindelik moet weerspieël en uitstraal hier in hierdie lewe. En as ons dit besef, dan besef ons weer, God was deur die geskiedenis nooit afwesig nie. En hy is ook in ons geskiedenis en in ons tyd nooit afwesig nie. Hy is Immanuel, God met ons. Sy Heilige Gees is in ons harte, en dis maar net weer eens vir ons rede om hom te loof en te prys en uiteindelik alle eer aan hom te gee. En dan kom ons by vers 7, wat die volgende vers is. Hier in vers 7 sien ons, word vir ons gesê, in die wolkkolom het hy met hulle gespreek, hulle het sy getuienisse onderhou en die insettinge wat hy hulle gegee het. So hierdie wolkkolom verteenwoordig God wat op die berg was in Sinaï, die wolkkolom en die vuurkolom wat hulle gelei het deur die 40 jaar in die woestyn, maar ook die wolkkolom wat in die Nuwe Testament in die Ou Testament ten minste, of Nuwe Testamenties ook verteenwoordig was in die allerheiligste vertrek van die tempel. En dan word dit verder hier vir ons gesê, hulle het sy getuienisse onderhou en die insettinge wat hy hulle gegee het, en hy het met hulle gespreek. So met ander woorde, hier word vir ons weer gewys, God is 'n God wat betrokke is, hy lei ons, hy wys vir ons wat die pad is, hy gee sy getuienisse. Hier in die besonder verwys dit na die 10 gebooie. So hoe moet jy leef? Volgens die 10 gebooie, kan jy die 10 gebooie onderhou? Nee, maar jy probeer dit onderhou uit dankbaarheid. Nie omdat jy jouself deur die onderhouding daarvan gaan red nie, maar omdat Jesus jou reeds gered het, deur die straf, omdat jy dit nie kan onderhou nie, te kom dra aan die kruis, deur jou heilig te kom maak. So daarom uiteindelik onderhou jy uit dankbaarheid nou die 10 gebooie, maar so dit wys vir ons weer,
God is 'n intieme God, hy het 'n persoonlike verhouding met elkeen van ons, hy lei ons, hy rig ons, hy gee vir ons die reëls volgens ons moet leef. Ons tas nie in die donker ons tas nie in die donker rond nie. Ons hoef nie ons voete te stamp teen elke klip in die donker nie, maar hy is die lig wat vir ons die pad aanwys en vir ons wys hoe ons die pad uiteindelik moet loop, en dit in die besonder ook weer deur Jesus Christus. En dan kom ons by die 8ste vers. In vers 8 sien ons weer dat God is die God wat uiteindelik ons gebede verhoor. Hy is die verhewe God en hy bestraf ook waar dit nodig is. So dis wat ons hier in vers 8 lees. O Here onse God, U het hulle verhoor. In die besonder weer, God verhoor ons gebede, want daardie middelmuur van skeiding is afgebreek. Ons kan nou direk, soos wat Jesus leer in die Nuwe Testament, tot ons Vader wat in die hemel is bid, want hy dit kom moontlik maak deur sy versoenende sterwe aan die kruis, deur sy oorwinning oor die dood. So daarom kan ons tot God bid en God verhoor ons gebede. Dit beteken nie altyd dat God vir ons gee waarvoor ons bid nie, maar ons kan weet God gee vir ons wat vir ons die beste is. En partykeer gebeur dit dan juis ook soos wat dit hier vir ons beskryf word. U was vir hulle 'n verhewe God en een wat wraak oefen oor hulle dade. Partykeer is dit ook nodig dat God ons bestraf oor ons sondes, want deur die bestraffing, deur ons weer aarde toe te bring, maak hy ons uiteindelik sterker en wys hy vir ons weer die regte pad aan, sodat ons uiteindelik kan besef, hy is verhewe, alles gaan oor hom, en dit gaan daaroor dat ons hom uiteindelik moet loof en prys en aanbid. En daarom weer, omdat hy die God is wat intiem in ons lewens betrokke is, omdat hy 'n persoonlike verhouding met ons het, omdat hy ons gebede verhoor, kan ons nie anders nie as om hom te erken as die koning van die konings en hom te loof en te prys nie. En dan ons laaste vers, ons teksvers, vers 9. Vers 9 is weer eens in 'n sekere sin 'n oproep om kerk toe te kom. Verhef die Here onse God, en hier sien ons dit, en buig julle neer voor sy heilige berg. So wat is die heilige berg? Die Nuwe Testamentiese Christene het dit geweet, die Ou Testamentiese Christene het dit geweet, dit was die tempel op die berg Sion, dis die heilige berg wat nou moontlik gemaak is, 'n voorreg is, nie meer Sinai is nie, maar nou Sion is, die nuwe verbond, wat deur Jesus se bloed aan die kruis ingelyf is. Verhef julle en kom buig julle neer voor sy heilige berg. Dis vir ons die oproep, kom buig julle neer voor die kerk vandag. Nie die kerk wat aanbid moet word nie, maar God wat by die kerk uiteindelik by die heilige berg aanbid moet word. Die kerk is die voorportaal, die voetbank uiteindelik van God se troon. En dis waar ons die naaste aan hom kan kom en waar ons weer krag en hoop kan kry vir die res van die week, vir die res van ons lewens, om uiteindelik uit te gaan die wêreld in. En daar waar ons onsself in die wêreld bevind, uiteindelik ook sy heiligheid uit te straal, wanneer die wêreld na ons kyk en besef, ons is anders, ons is spesiaal, ons is nie van hierdie wêreld nie, maar slegs in hierdie wêreld. En dan uiteindelik die laaste oproep wat weer sê, dat God is heilig, hy is die heilige God, die driemaal heilige. In Jesaja 24 vers 23 skryf Jesaja, en hy praat hier oor die eindtye, en die maan sal rooi word van skaamte, en die son sal skaam wees, want die Here van die leerskare sal regeer op die berg Sion, en in Jerusalem, en voor sy oudstes sal daar heerlikheid wees. So waaroor gaan dit hier as ons sien, die maan sal rooi word van skaamte, en die son sal skaam wees. God se heerlikheid gaan so skyn met die ewige lewe, dat die maan en die son se lig wat hulle skyn, uiteindelik niks gaan beteken nie, hulle gaan hulle skaam, want so heerlik is God uiteindelik, omdat hy 'n heilige God is, en daarom is daar maar net weer vir ons rede uiteindelik om hom te loof en te prys, want hy is heilig. En dan wil ek afsluit, en die laaste, die wonderlike is, hy is nie maar sommer net enige iemand, of enige iets, of enige God nie, maar die wonderlike is hier, want heilig is die Here onse God. En dis die wonderlike dat ons dit kan weet, en daarom moet ons hom loof en prys ook, want hy is die God wat ons gebede verhoor. Hy is uiteindelik die God van die volke wat troon uiteindelik bo die gerubs, en hy is uiteindelik die God wat die geregtigheid in Jakob deur ons ook bewerk,
En hy is uiteindelik die God wat ons oproep en sê, kom op na my troon toe, kom op na die voetbank van my voete toe en kom val neer voor my, want ek is julle God, hy is ons God, en wat 'n voorreg is dit nie, en dan weer eens daarom, kan ek maar net afsluit en sê, daarom wil ons en behoort ons die Here te loof en te prys, want hy is die koning van die konings, die God van die gode, ook ons God en die driemaal heilige God. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys hier, dat ons ook hieruit hierdie psalm kan hoor, dat U wat die driemaal heilige God is, ja Here, dat U ook ons God is. En Here, wat 'n voorreg dat ons U kan ken, wat 'n voorreg dat ons kan weet, ten spyte van ons swakheid en ons nietigheid en ons sondigheid, het Jesus Christus ook aarde toe gekom vir ons, is hy as 'n swak babietjie gebore, ook omdat ons in sonde ontvang en gebore is, daarom is hy ook as 'n hoppelose babietjie gebore word, sodat hy van sy geboorte af ook die perfekte sondelose lewe in ons plek kon kom leef, sodat hy ons ook regverdig kon maak voor God die Vader, dat hy ons geregtigheid is. Here, daarvoor wil ons U loof en prys en dank. Here, ons loof en prys en dankie ook dat Jesus nie net die perfekte lewe in ons plek kom leef het nie, maar dat hy ook die regverdige regter is, en daarom dat die sonde ook gestraf moet word. Maar Here, daarom het Jesus Christus ook in ons plek aan die kruis kom sterf, het hy daar aan die kruis die toorn, die straf en die godsverlatendheid wat ons verdien op hom geneem, sodat ons kan weet ons sondes is afgewas, sodat ons kan weet dat ons nooit van God verlate sal wees nie, maar dat U Immanuel is, God met ons, dat U altyd by ons is, dat U 'n persoonlike God is wat ons rig en ons lei, wat vir ons wys wat reg en verkeerd is en wat vir ons die regte pad aanwys. En Here, daarom wil ons U loof en prys en aanbid as ons koning. Here, ons is swak, nietig en sondig op ons eie tot niks in staat nie, maar ons weet deur U en deur die Heilige Gees wat ook in ons harte woon, is ons tot alle dinge in staat. En Here, daarom wil ons ook vra, gebruik ook vir ons elke dag van ons lewens in hierdie wêreld waar ons onsself bevind, as konings, priesters en profete van U, konings wat dan ook heers oor die sonde, as priesters wat ook onsself opoffer vir U, as priesters wat ook voor U voetbank kom neerkniel en U dien, wat ook mekaar in liefde dien, en ook as profete wat die wonderlike evangelie met woord en daad verkondig, wat verkondig dat Jesus Christus vir ons mens kom word, dat hy vir ons kom sterf het, en dat hy vir ons oorwin het, en daarom dat elkeen wat in hom glo, deur God se liefde nou ook die ewige lewe in en deur Jesus Christus kan hê. En Here, daarom vra ons, wees ook saam met ons wanneer dit met ons swaar gaan, wanneer ons deur moeilike en swaar en hartseer tye gaan, wanneer ons siekte en beserings beleef. Ja, Here, wees U die een wat vir ons vashou, wat vir ons vertroos, wat ons rig en ons lei, wat ons gesond maak en wat vir ons genesing bring, maar dat ons ook deur al daardie omstandighede ons oë op U gefestig sal hou, dat ons ook in al daardie omstandighede steeds sal besef, U is in beheer, dat U ons rig en ons lei, en dat U die koning van die konings is, ons God, en dat ons die voorreg het om U ook te kan aanbid. En daarom vra ons ook, Here, rig en lei ons ook deur hierdie week wat voor ons lê, dat ons werklik alles wat ons doen, sal doen tot eer en verheerliking van U naam, omdat aan U toekom al die lof en al die eer en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. En ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.